Hallo daar en baie welkom by nog 'n aflewering so reg uit ons sak vol stories. Dankie dat julle saamkom luister. As dit jou eerste storie uit die storiesak is, baie welkom. En as jy 'n gereelde luisteraar is, dan weet jy sekerlik ook dat jy kan saam lees, want elke storie is op ons webblad beskikbaar. Dis ook waar jy kan inteken om seker te maak jy loop nie 'n enkele nuwe storie mis nie. Reg. Nou vandag het ons iets wat net so elke nou en dan verskyn. En dit is 'n hele storie waarvan die woorde ook rym. So sit terug en luister en geniet die verhaal oor wat gebeur as die fietjies hulle streke kom uithaal. Die vrou wat die fietjies geflous het. Bella kon 'n koek bak soos niemand anders kon. En mense het van oral vir 'n bloeseltjie gekom. So heerlik, roep die dames. Smaak soos paradys vir my. Uitstekend, sê die manne. Gee daar nog 'n sny. Hulle eet koekies, smil aan tertjies en die heuning reënboog droom. En heerlike pastytjies propvol sjokoladeroom. Min het hulle geweet dat terwyl hulle so lekker eet, 'n groep fietjies hulle dophou, honger, slaggereed. Die fietjies het jaloers gekyk, hul klein magies aan die grom. Ons wil ook van daai koek probeer, het hul leier kwaai gebrom. Dit is so onregverdig, kla die fietjies soos een man. Maar toe fluister hulle leier, ek dink ek het 'n plan. Later in die aand, met al die gaste uiteindelik uit, het Bella in die pad gaan stap, terwyl sy vrolik fluit. Sy kom om die draai en sit geskok haar hand voor haar mond. Daar lê 'n gedoentetjie met vlekkies voor haar op die grond. Help, sug die wesentjie en gee 'n harde kreun. 'n Fietjie, roep Bella en buik om hulp te verleen. Skielik het die fietjie 'n handvol stof reg in haar oë geblaas. Arme Bella strompel agteruit en gil sommer skoon verbaas. Die wêreld om haar begin te draai en Bella sak daar neer. Haar oë word al swaarder en sy kan nie slaap nie keer. Toe word sy wakker in 'n grot, probeer uit waterige oë loer en besef jou vriendie waar. Die vee het haar ontvoer. Daar sit hulle by klein tafels met 'n bord en eetgerei. Hul klets erg opgewonde, opgewerk en baie bly. Bak, 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 het hulle geroep vir wat hulle soek. Maak ons borde en ons magies vol met koek, koek, koek. Die vee se leier lig haar hand en kyk kwaai rondom haar. Sy gluur die ander fietjies aan totdat hulle bedag. Jammer, ons het jou ontvoer en fietjiestof gebruik. Maar jy moet dadelik daardie koek bak wat so al te lekker ruik. Ek verstaan, sê Bella saggies, toe sy weet wat gaan hier aan. Maar wat die vee nie weet nie, is Bella het 'n plan. Ek kort 'n paar bestanddele, het sy toe gesê. Eiers, suiker en 'n bak vermeng is wat ek nou moet hê. Ons het nie 'n mengbak nie, sê die vee se leier. Ons het geen suiker nie en ook glad nie 'n eier. Bella kyk vir haar en sê, ek het dit als in my kombuis. Ek kry dit, sê die leier en daar trek sy weg na Bella se huis. Bak, 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 roep die fietjies uit die hoek. Maak ons borde en ons magies vol met koek, koek, koek. Vinnig is die leier terug met alles soos gevra. Dankie, antwoord Bella. Nou is ons amper daar.
Kan jy 'n klitser, 'n houtlepel en bakpoeier met my deel? Ook 'n eetlepel vol botter en 'n teekoppie vol meel. Ons het niks van daardie dinge nie, sê die leier met 'n sug. So toe vlieg sy terug kombuis toe met die vlekkies op haar rug. Bak, 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 roep die ander en slaan op die tafeldoek. Maak ons borde en ons magies vol met koek, koek, koek. Die leier kom vinnig weer terug met alles wat sy wou hê. Is dit dan nou mooi alles, het sy vir Bella gesê. Julle wil graag koek hê, sê Bella. Ek verstaan, maar ek benodig ook 'n bak en 'n oond waarin dit kan gaan. Die oond moet perfek en ordentlik warm wees vir my. 'n Oond, roep die Fietjie. Waar moet ons nou eene kry? Die Fietjies, dik teleurgesteld, mor en mompel laat dit druis. Maar Bella glimlag breed en sê, daar's een in my kombuis. Jy sal koek kry, ek beloof, glo vir my, dis waar. Vat my na my huis toe, dan bak ek alles daar. Bak, 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 klinkel stemme, hulle gaan kry wat hulle soek. Maak ons borde en ons magies vol met koek, koek, koek. Toe Bella by haar huis kom, begin sy meng en klits. Toe sy klaar is, lek die feetjies die bak skoon in 'n flits. Die koek gaan daarna oond toe, bly daar vir 'n uur. Die feetjies was die skottelgoed en gee die vloer 'n skuur. Hulle wag so mooi geduldig vir die koek om klaar te bak. Toe elkeen sy stukkie kry, het hulle dit gulsig weggepak. Die feetjies het weggelê toe die koek net krummels was. Koek so lekker kry jy nêrens nie. Dis regtig eerste klas. My liefies, sien julle nou mooi. My werk is dan nou klaar. Die ontvoering was onnodig. Julle kom my man net vra. Ek gaan elke dag na toemaaktyd vir julle iets los hier in my erf. Ekstra spesiaal en soet, 'n watertand bederf. Die feetjies het saamgestem en na hul huis verdwyn. En sedertdien het Bella hul nog nooit weer sien verskyn. Maar soms in haar kombuis, nes sy haar baksel wil begin, hoor sy koek, 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 soos die feetjies begin sing. Ai toggie, dat die feetjies nou soveel moeite moes doen, as hulle net kon vra. Dink julle ook dit is die les van die verhaal? O, en al daardie lekker koeke en terte wat gebak is, klink so asemrowend. Wat is jou gunsteling lekkerny? Gaan volg ons op sosiale media en laat weet ons daar. Wie weet, dalk kom daar binnekort 'n storie met jou gunsteling in. Tot volgende keer. Dankie vir die saamluister. Druk asseblief die like knoppie en help die sak vol stories om hoog op die algoritme se lys te bly. Tot volgende keer. Arrivari.